Namens die kerkraad die volgende afkondigings ter approbasie as predikant Dominee Dirk Dijkstra en as diaken broeder Richard Hudson en as ouderling broeder Frik Snyman. Verjaarsdag in die komende week. Ons wens die volgende lidmate hartlik geluk met verskoon tog. Ons wens die volgende lidmate hartlik geluk met hulle verjaarsdag hierdie komende week. Vandag Linda Snyman, maandag Lumey Viljoen, dinsdag Susan Vermaak en Jacqueline de Bruin en woensdag Ina Venter en donderdag Henny Dievenage, broeder Henny Dievenage en Alida Kreer, wat dan beide hier 80 en 83 is, wat ons dan ook die seënbede van Psalm 134 vers 4 nou sing. Wag, verskoon tog, die met attestaat vertrek na die Gereformeerde Kerk Bellville, Nicoline Labuskaghni. Dankie. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Geliefdes in die Here Jesus Christus, genade en vrede vir julle van God onze Vader en die Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ons sing hartlik saam Psalm 84 verse 1 en 6. Ons doen in ons harte saam belydenis van ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here,
wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die lyding van die hel ondergaan. Hy het op die 3de dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Is dit beter so? Jammer. As antwoord op die wet van die Here sing ons Psalm 130, die 2de vers, en daarna bid ons saam. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, hy's onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag ingestel en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons dankie dat ons hier saam kan wees. Dat ons onder die geklank van u woord mag weet dat u nog altyd daar is.
dat U van ewigheid tot ewigheid dieselfde is, dat U nooit laat vaar die werke van U hande nie. U sorg vir alles wat lewe. Ons dank U vir die wonderlike genade wat ons ook in die afgelope tyd weer ontvang het van U, dat U op vele plekke die sluise van die hemel wyd oopgemaak het en dat U die aarde nat maak. Ja, die wêreld is mooi groen, daar is nuwe lewe, daar is ook nuwe lewe in ons harte, omdat ons weet, U sorg vir ons. U dra ons deur die lewe, U gee vir ons bo-menslike krag deur die geloof, om die hindernisse, die swaarkry van ons lewe te hanteer. Soms raak ons mismoedig, ons raak swaarmoedig, omdat dinge vir ons te veel mag word. Maar wanneer ons U naam aanroep, dan het ons weer die versekering deur U Gees gewerk in ons harte, dat U ons nooit alleen laat nie, dat U ons deurdra, dat U ons nie sal beproef meer as dit wat ons kan hanteer of deurdra nie. Dankie dit vir U genade wat genoeg is, dat U deur Jesus Christus ons weer naby aan U gebring het, dat Hy wat soveel gelei het ter wille van ons sonde, die pad geloop het van smarte, om ons so te kan bring, om weer deel te hê aan U heerlikheid, die ewige lewe, en dat ons vrede het met U, en dat ons weet, dat U nooit weer dink aan die sonde wat ons eerlik en opreg voor U bely het nie. Daarom bely ons ook ons sonde voor U, dat ons vol sonde is, dat ons baie keer miswillig is, en dat ons ongehoorsaam is, dat ons baie keer ondankbaar is vir al die seëninge wat ons uit die Vaderhand ons ontvang. Ja, baie keer is daar dinge in ons lewe wat ons as vanselfsprekend ag, en dan is ons ontevrede wanneer U dit van ons wegneem vir 'n tyd lank of vir altyd. Dankie dat U ons ook elke dag voed en versterk, nie alleen liggaamlik nie, maar ook geestelik. Dankie vir die geleentheid wat ons het om vanoggend hier saam te kan wees, dat ons nie nodig het om bang te wees om hier saam te wees, omdat ons van wie ons geloof vervolg word soos in ander plekke in die wêreld nie. Dankie dat ons weet dat U altyd dieselfde is en dat U welwillend en vol liefde ook teenwoordig is by ons vanoggend, elke dag, elke oomblik van ons lewe. Wees so met hulle wat U dan ook geroep het as herder en leraar van die gemeente en ook as ouderling en diaken. Vader, gee daar U nodige lig en leiding om dan ook die verantwoordelike besluite kan neem om U wil dan ook eerste te stel in hulle lewe, tot verheerliking van U naam en tot uitbreiding van U koninkryk. Vergewe so, Vader, alles wat skeiding bring tussen U en ons. Vertroos ons deur U woord, verseker ons dat U altyd getrou is, en al is ons baie keer ontrou en ongehoorsaam, wek U in ons harte 'n nuwe gehoorsaamheid, sodat ons graag U wil doen, en dat ons ook ons bes doen om dit te kan doen. Al is dit gebroke, weet ons dat ons nie deur ons verdienste in vrede voor U kan lewe nie, maar net uit genade om Jesus Christus ontwil. Amen. God praat vanoggend deur sy woord met ons in Genesis hoofstuk 12 vers 10 tot 20, ons teksverse verse 12, 13 en 17, en dan ook lees ons Hebreërs 11 vers 8 tot 12. Ons lees eerstens hier in Genesis hoofstuk 12 vanaf vers 10 af. Daar was hongersnood in die land, 'n baie swaar hongersnood, en Abraham het na Egipte toe getrek om daar 'n heenkome te vind. Toe hy op die punt staan om Egipte binne te gaan, sê hy vir sy vrou Sarai: "Ek weet jy is 'n mooi vrou.
Wanneer die Egiptenaars jou sien, sal hulle sê, dis sy vrou, en hulle sal my doodmaak, maar vir jou sal hulle laat bly lewe. Sê tog maar, jy is my suster, dat dit met my goed kan gaan oor jou, en my lewe deur jou toedoen gespaar word. Toe Abraham in Egipte aankom, het die Egiptenaars gesien hoe mooi is sy vrou. En toe die Farao se amptenare haar sien, het hulle haar by hom aanbeveel en sy is na die Farao se paleis toe gevat. Hulle het aan Abraham goed gedoen oor haar en vir hom kleinvee en beeste gegee, ook donkies, slawe en slavinne, donkiemerries en kamele. Maar die Here het die Farao en sy huis met swaar plaag getref oor Sarai, die vrou van Abraham. Toe roep die Farao vir Abraham en vra hom, wat het jy my aangedoen? Waarom het jy my nie gesê, sy is jou vrou nie? Waarom het jy gesê, sy is jou suster, sodat ek haar as my vrou gevat het? Hier is jou vrou dan, vat haar, en maak dat jy wegkom. Toe het die Farao aan sy amptenare bevele oor Abraham uitgereik, en hulle het hom en sy vrou met al sy besittings uit die land uit gestuur. Ons teksverse, verse 12. Wanneer die Egiptenaars jou sien, sal hulle sê, dis sy vrou, en hulle sal my doodmaak, maar vir jou sal hulle laat bly lewe. Sê tog maar, jy is my suster, dat dit met my goed kan gaan oor jou, en my lewe deur jou te doen gespaar word. Maar die Here het die Farao en sy huis met swaar plaag getref oor Sarai, die vrou van Abraham. Toe roep die Farao, verskoon tog. En dan blaai ons na Hebreërs, hoofstuk 11. Ons lees hier vers 8 tot 12. Omdat Abraham geglo het, het hy gehoor gegee toe God hom geroep het om weg te trek na die plek toe wat hy as erfdeel sou ontvang. Hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou uitkom. Omdat hy geglo het, het hy in die beloofde land gaan woon, 'n vreemdeling in 'n vreemde land. In tente het hy daar gewoon, en so ook Isak en Jakob, wat saam met hom erfgename van dieselfde belofte was. Want hulle het uitgesien na 'n stad wat vaste fondamente het, en waarvan God self die ontwerper en bouer is. Omdat Abraham geglo het, het hy, hoewel Sara onvrugbaar was, en hy al te oud, krag ontvang om 'n kind te verwek, omdat hy God wat dit beloof het, getrou geag het. Die gevolg was, dat daar van een man, 'n man wat nie meer 'n kind kon verwek nie, kinders afgestam het, so talryk soos die sterre van die hemelruim, en so baie soos die sand van die see. Die hoofgedagte van die woordbediening, die ongeloof van Abraham, hy hou nie met God rekening nie. Gemeente, in Hebreërs 11 word Abraham as een van die geloofshelde vir ons voorgehou. Sy geloof het hom in staat gestel om seker te wees van die dinge waarop hy as gelowige gehoop het. Hy was oortuig dat van die dinge wat hy nie gesien het nie. En omdat hy geglo het, het hy gehoor gegee toe God hom daardie tyd ook geroep het. En hy het weggetrek na 'n plek wat hy as erfdeel sou ontvang. Ja, in die geloof het hy weggetrek sonder om te weet waar hy uiteindelik sou uitkom. Omdat hy geglo het, het hy in die beloofde land gaan woon. En so lees ons, hy was 'n vreemdeling in 'n vreemde land.
En tog lees ons in Genesis 12 van 'n ander kant van sy geloof, naamlik die ongeloof wat hy openbaar het. Hoe dan nou? Hoe kon hy nog as 'n geloofsheld geteken word? Soos elkeen van ons was Abraham 'n sondaar. Hy is deur die harde werklikheid van die lewe gemaal en gepers. Daar in die vreemde land kry hy swaar. Daar was 'n baie swaar hongersnood. En daarom het hy na Egipte toe getrek. En in Egipte het hy daar 'n heenkome gaan soek. Tot hier kan ons sekerlik sê dat hy as gelowige in die geloof opgetree het. Maar deur vrees en twyfel het sy geloofsvertroue stadig maar seker swakker geword. Is sy geloofsvertroue ondergrawe. En toe hy op die punt staan om Egipte binne te gaan, het hy nie met God rekening gehou nie. Hy het nie vasgehou aan God se belofte nie. In ongeloof het hy planne gemaak om as mens daar te oorleef. Hy en Sarai was nog in die krag van hulle lewe nog jong. En daarby word vermeld dat sy 'n baie mooi vrou was. Die Egiptenare kon haar begeer, hulle kon hom doodmaak en dan sy vrou neem. Abraham was onseker en hy was bang. Hy het nie langer op God se belofte vertrou nie. Waar is die geloofsekerheid as hy vir Sarai sê dat sy leuns moet vertel? Waarom 'n halwe waarheid vertel dat sy nie sy vrou is nie, maar wel sy suster is? Sarai was Abraham se pa se dogter, maar nie sy ma se dogter nie. Al was sy in 'n sekere sin regtig sy suster, is hy tog met haar getroud. Sarai was sy vrou. En hier wys God ons op Abraham se swakheid, al was hy 'n geloofsheld gewees. Deur hulle leuns bring God hulle sonde uiteindelik aan die lig. As hulle op God vertrou het, sou hulle die waarheid gepraat het as gelowiges. As hulle met God rekening gehou het, sou hulle nie sondige planne gemaak het nie. As hulle met God rekening gehou het, sou hulle nie gejok het nie. Hulle sonde word dan oopgevlek toe die Farao vir Abraham laat roep. As gevolg van die swaar pla waarmee die Here die Farao en sy gesin getref het, het hy vir Abraham oor sy leuns aangespreek. Hiertoe het die Here die Farao dan ook gelei, en so gebruik die Here 'n heidense koning om vir Abraham tot bekering op te roep. En wanneer die Farao vir Abraham oor sy leuns verwyd, dan sien ons dat hy stil is. Hy maak nie sy mond oop nie. Hy het geen verweer nie, want hy weet hy is skuldig. Deur sy leuns het hy ook God se eer skade aangedoen, was hy ongehoorsaam. In skaamte moes hy voor die Farao sy vrou vat. En dan word hulle uit die land uit weggestuur, hulle word weggejaag. Hiermee saam die skande dat hy homself ten koste van sy vrou se eerbaarheid verryk het. Hy het haar nie beskerm nie. Tog het die Here in sy almag haar beskerm. Deur swaar pla het hy dan ook ingegryp en die Farao gekeer. Daarom het die Farao hom nie aan Abraham se vrou vergryp nie. Die Here laat nie toe dat menslike swakheid sy werk verydel of sy werk keer nie. God se raadsplan gaan deur alles heen voort. Hiertoe gebruik hy selfs 'n heidense koning.
Ten spyte van Abraham se ongeloof, voer hy sy belofte uit. En ten spyte van Abraham se twyfel en vrees, het God in sy liefde hom versorg en het hy hom bewaar in daardie oomblikke. Abraham het homself teen die droogte, al die risiko's, al die gevare blind gestaar. Hy het nie vir God in sy almag raak gesien nie. Daardeur het hy perspektief op God en sy verlossingsplan verloor. Hy moes opnuut sy diep afhanklikheid van God besef. Hy moes ophou en hy moes vertrou dat God getrou is aan al sy beloftes wat hy gemaak het. Hy maak nie leë beloftes nie. Selfs al was Abraham ontrou, het God getrou gebly. Abraham se twyfel en ongeloof moes plek maak vir vertroue in God alleen. Hy moes weer terugkom. Hy moes ophou om eie planne te maak wat nie met God se raadsplan rekening hou nie. Hy moes weer begin om op God alleen te fokus. Hy moes sy grootheid en sy mag raak sien. Hiertoe het die Heilige Gees hom dan ook gelei. Klein gemaak voor die Farao en God, moes hy sy skuld erken en moes hy sy sonde van ongehoorsaamheid bely. So is hy weggeruk uit die doodstoestand van die sonde en kom sy lewe weer in die regte rigting. Hy moes weer met God en sy beloftes rekening hou. Hierin lê vir ons as gelowiges 'n groot les opgesluit. Of ons alles in ons lewe met God en sy heilige wil daarmee rekening hou, is 'n oop vraag waarin ons onsself deeglik moet ondersoek. In Abraham se swakheid as geloofsheld lê die roepstem na die volmaakte, alleen Jesus Christus was in staat om God se wil volmaak uit te leef. Hy het nie links of regs van God se wil afgewyk nie. Hy was ten alle opsigte was hy volmaak gewees, gehoorsaam. Hy het geen sonde gehad of gedoen nie. Daar was geen swakheid in Jesus Christus nie. En deur die Heilige Gees gryp God in ons sondige doodsbestaan in en deur sy Gees wek hy nuwe lewe in ons harte wat dood is vanweë die sonde. Hy wek 'n nuwe gehoorsaamheid aan al sy gebooie. Daar is dus geen verskoning om teen jou beter wete in sonde te bly volhard nie. Wie dit doen, is besig om op 'n donker afgrond aan te stap, so sing ons ook in Psalm 73 in die laaste vers. Hoe baie gebeur dit dat ons in ons verwagtinge teleurgestel word. Dinge gebeur nie altyd soos wat ons dit graag sou wou hê nie, soos wat ons dit beplan het nie. Ja, daar is baie dinge wat jou frustreer, baie dinge wat die lewe vir jou bitter maak, swaar maak. En soms voel dit asof God jou alleen laat stry. Ja, dat hy van jou vergeet het in die swaar kry wat hy op jou pad gebring het. En soms raak jy opstandig en wil jy jou eie planne maak om die deurmekaarheid van jou lewe weer op 'n manier te orden. Jy probeer jou bes om rigting te kry waar dinge deurmekaar en onseker lyk, soos nou. Jy voel hulpeloos en jy voel magteloos in jouself. Jy voel uitgelewer aan dinge wat bo jou vermoë is, dinge waaraan jy niks kan verander nie. Die genade is dat die Heilige Gees jou weer daartoe bring om jou diep afhanklikheid van God te besef. Jy besef weer dat jou lewe sonder hom geen blywende waarde, geen werklike betekenis het nie. Jy besef opnuut dat jy alles in jou lewe met hom alleen moet verbind, in afhanklikheid van hom alles beplan en ook doen.
Want jy dink jou pad uit, maar hy bepaal uiteindelik elke tree wat jy gee. Selfs wanneer jy oorhaastig verkeerde besluite neem, dan is die genade so dat hy jou nooit in die steek laat nie, want hy bly getrou. Hy lei jou weer terug, sodat jy weer op die regte pad kom. So leer ons deur die foute wat ons dan ook in hierdie lewe maak. Geliefdes in die Here, kom ons vat saam. Twyfel en ongeloof laat ons soms nie met God en sy wil in ons lewe rekening hou nie. Ons staar ons blind teen dit wat ons lewe bedreig. Ons verloor perspektief. Ons vergeet van die wonderlike liefde, die wonderlike genade van God. Uiteindelik word ons klein gemaak, sodat ons opnuut ons diep afhanklikheid van God besef. Ja, dat hy ten spyte van ons swakheid, ons twyfel, al die ongeloof in ons lewe, getrou bly. Hy laat vaar nooit die werke van sy hande nie. Hy laat nie toe dat menslike swakheid sy werk verydel of keer nie. En deur sy Gees gryp hy dan ook lewewekkend in ons sondige doodstoestand in. En deur sy genade bring hy ons tot 'n nuwe gehoorsaamheid, om werklik te wil luister en dan ook te luister en te doen wat hy van ons verwag. Uit dankbaarheid vir onverdiende genade doen ons goeie werke. Ons buig meer en meer onder die genadeheerskappy van Koning Jesus Christus. Sy wil en sy eer word dan meer en meer vooropgestel in ons lewe, en ons doen alles tot verheerliking van sy naam. Amen. Kom ons dank saam. Ons liefdevolle God en hemelse Vader, ons loof en ons dankie vir u genade, dat u ons nie gestraf het, soos wat ons verdien vanweë ons sonde, ons ongehoorsaamheid, ons onwilligheid nie, maar dat u ons in genade aansien deur die kosbare bloed van Jesus Christus, en dat u ons verhouding met u herstel het, en deur u Gees lei u ons, onderrig u ons, en bring u ons by waters waar daar rus is. U gee vir ons die nodige krag deur die geloof, om weerstand te bied in ons stryd teen die sonde, die Satan en ons eie sondige geaardheid. U buig ons onwilligheid om, sodat ons uit dankbaarheid vir u genade graag wil lewe soos wat u wil hê ons moet lewe. En dat ons meer en meer ook vra, Here, waarmee is u tevrede in ons lewe? Wat is vir u welbehaaglik? En dat ons meer en meer daarop ingestel is om te lewe tot eer en verheerliking van u driemaal heilige naam. Seën ons so in hierdie tyd van afwagting as gemeente, dat ons geduldig op u sal bly wag, in die vertroue dat u op u tyd en op u wyse ook antwoord sal gee op die roepstem om herder en leraar. Seën so elkeen van ons in die week wat vir ons voorlê. Geef vir ons die genade dat ons in die geloof sal bly volhard, dat ons altyd met u rekening sal hou in ons lewe, dat ons u nooit buite rekening sal laat. U wil, dit wat vir u welbehaaglik is, eenkant sal los en doen soos wat ons wil en so u heilige wil oortree nie. Vergewe ons al ons oortredinge en bring ons weer hier by mekaar rondom u woord, tot verheerliking van u naam, in die naam van Jesus Christus ontwil. Amen. Ons sing ten slotte Psalm 73, verse 10, 11 en 12. Ek wil net vers 12 voorlees. Wie ver van u sy weg wil gaan, stap op 'n donker afgrond aan. U roei al uit wat u gesmaad het en troueloosheid u verlaat het. Maar dis my goed, my salige lot, as ek naby is by my God.
Ek het my hoop op God gestel om al sy werke te vertel. Verhef julle harte tot God en ontvang sy seën. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle almal wees en bly. Amen.